Die loskop muddies loop. Hulle het die afgelope paar weke baie gevang. Nou, ons het die naweek wat voor lê, môre en Sondag, het ons Promania daar en ek gaan met julle loskop toe. Maar ek gaan julle saamvat. Ek hengel feeder, maar dis method feeder, so in die oeverhengel is dit toegelaat, veral in die Promanias, want dit is presies dieselfde, niks anders nie. En ek gaan my GoPro'tjie saamvat en ek sit julle saam met my hier reg langs my op die boks. Maak seker jy kyk. Hierdie is 'n uncut, so dis dalk lank en langdradig en ons sal dit in episodes waarskynlik doen, maar sien jou daar. Nou ja, julle. En so die hoeter al klaar geblaas. Dit is klaar laat. Ek het nog nie eens opgestel nie. Nog nie 'n aas aan nie. Nog nie 'n feeder aan nie. Môre, almal. 'n bietjie de mekaar oggend vir oggend. Die manne het al gegooi. Die ouens hengel al. En ek het nog nie eers 'n hoek aan nie. Ons is by Loskopdam. Ons hengel 'n Promania. En ek hengel feeder. Ons het so klein bietjie delay gehad vanoggend met ons wat laat was. Probleme op die pad gehad het, so ek het baie limited tyd gehad om op te stel. So op hierdie stadium is dit lekker chaos. Die manne is al in, hulle het al begin hengel. Ek het nog niks gedoen nie. Al my goeders is daarom op en that's it. So ons hengel by Loskop, ons gaan die muddies teiken. Ek hengel met gooi daar. Ek gaan met julle gesels vandag. Welkom by Four Anglers. Kom ons doen met 'n uncut, maar vandag is dit 'n unorganized. Kom ons kyk wat gebeur. Okay, so ek gaan nou begin. Gaan nou maar daai stok eers net gooi. Maar nee. Kom ek vat 'n ander stok. Ek gaan nou maar net begin om aan die gang te kom. Met 45 gram redelike groterige feeder. Gaan sommer met daai ene begin. Yes. Ons kyk gou dat ek hom net eers op 'n afstand kry. So, ek het nie eers 'n idee wat hier aangaan. Ek het glad nie geplan nie. Kom ons kyk wat gebeur. Ek dink dit gaan belangrik wees om net rustig te raak en net eers aas in die water te kry. Kom ons kyk. Wat is hierdie? Ek het geen idee watter afstand dit is nie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dis hopeloos te ver. Kom ons doen. 1, 2, 3, 4, 5. 15. Ek weet nou nie eers waar is ek ingehaak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
dis 45, dis te naby. Ek wil dit op my naderstok hê. Oké, ons begin voor die start. Moet vir julle sê, ek is nog glad nie mal daaroor om so ongeorganiseerd te begin hengel nie. Goeders is nie reg nie gereed nie, ek het nie tyd gehad vir alles nie. Dan om het reg gekry om so 'n paar maggots in die hande te kry. Ouerig gedooierig is. Oké. Hoe kleine. Kom ons begin. Het ek nog nie eers kort hoe kleine gereed nie. Kom ek doen dit reg en ek maak seker ek weet waar ek is. Ek wil begin op 'n 55. So let's rather do it properly, dat ek nou nie rondvoeter. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Oké, dis waar ek gaan fish vir ons start. 55, kom ek kyk waar as ek hier ingehaak. 55, 60, 65. Oké, ek is op 'n 65 ingehaak. Kom op, maak hom. 60, 55. Oké. Dan gaan die dieper stok op 55 hengel vir nou. En dan die vlakker een op 45. Maklikste om nou net 'n paar maggots aan te sit. Maklikste en vinnigste terwyl ek nog niks anders uit het nie. Dan kan ek vir 'n begin net daai RTKD doen, soos Loukie ook van dit hou. Want vir die muddies is dit altyd goed. Ek sit natuurlik dit om binne in die bom. Ek gaan net so 'n streepie paint oorsit. Omdat ek nou nie gevoer het daar nie. En dit is ook belangrik om net 'n
bietjie. Ja, sy nou net wil uitkom. Okay, nou is hy. Hoekom doen jy dit, Armand? Armand sê daar drop hy die eerste een. Ek het nou eers my eerste stok gegooi. Ek dink is tog belangrik om nee, dalk met hierdie stokke klompie vorentoe te kry. Even 40 meter. Okay, hierin is op 45. Dit is die regte afstand wat ek wil begin. Okay, hou julle so lank daai dop. Okay. So ek gaan nou net so 5 bolletjies gooi hierso.
sommer net met die method feeder. Niks snaaks nie, niks groots nie. Method feeder, skoon boulyn, bietjie wit mielieruis in. Ek dink is baie belangrik om dit akkuraat te doen. Lyk asof hy so 3-4 meter diep is op hy 45. Okay, nou is ek reg om te begin gooi. Wat gebeur daar? Is daar al 'n byt? Wat sien julle? Hey, jy begin gou, hè? Jy moet nou net rustig wees daar. Is Rudolf. Rudolf de Wet en Cheryl en sit hier aan my linkerkant. Hy is klaar aan. Dit is vir my baie ongemaklik om so deur mekaar te begin as ek nie genoeg tyd gehad het. Alles behoorlik voor te berei nie. Mooi Rudolf. Karpie. Well done. Hy begin sommer met 'n mooi karp. Okay, nou sê, eerste stop in wat ek 'n bietjie meer vertroue op het. Kom ons kyk daarna. Okay, maak net hierdie nou ook. Dink hierso veral by loskop, dit is belangrik om seker te maak jou lyne is gemerk, want as hy op die hak uithardloop, moet jy daarom weet waar jy is. So. Hier is die 55.
En tog ek met iets soos 'n fluitie of iets uithaal. Een of ander fluitie. Wat dit is, Gumtree. Ja, Gumtree en Joanna. Ja, op jou tweede vis. Yes, hy is wild hoor. Ja, hy sê daar is 'n muddy. So, hy sê sy eerste een was 'n karp en sy tweede een is 'n muddy. Maar die muddies hiersom, die rooinese, hulle is regtig waar fighters of note. Jy sal nou sien ook as hulle regtig aankom. Ja, sien mooi Rudolf. Ja. Ja, dis oké, dis nie 'n probleem nie. Ons wil net seker maak ons teken dit reg aan. Ek kies so lank 'n check hier. Nou lekker gemors hierdie. Ek het my paint botteltjies proppie of sy spuit het geblok. Dan druk ek hom met so 'n naaltjie oop. En wil hy nie uit nie en ek trek en volgende oomblik bloem. 'n Hele blob, alles nogals binne in die bol. Kyk. Lekker ongeorganiseerd. Kort nog 'n stopperlosie vir hierdie ene. As sy. Dat is beter. Kijk, het staan hy, dan lyk dit bietjie beter. Bietjie meer georganiseerd raak hier. Genade, okay. Welkom by For Anglers Uncut. Ons wil alles bring net soos wat dit is.
Lekker chaos. Kyk, een ding wat belangrik is in Engel is goeie voorbereiding. Het is belangrik om voorbereid te wees, jou goed reg te kry, betyds by die water te wees. Genoeg tyd vir jouself toe te laat om alles gereed te kry en nie so op die agtervoet begin nie. Eers op die agtervoet begin, vat jy tyd om op te vang. Dan man al 2 visse voor jy nog eers wakker word. Ek moet nog die geld by jou kollekteer, né? Nee, nie die klein geld, nie die groot geld. Vir daai pen, dink jy daai buitepen is verniet? Ek het hom mooi getrek. Nee, ek het nie. Nie onlangs nie. Nog nie eens edukasie gehad nie. En ons is al hoe lank in? Wat is dit? O, yes, ek het nie eers nie. Het julle al vis? Kom, julle moet roer. Rudolf het al 2. Hy vang die vis, maar hy deel nie, hoor. Okay, so dis nou so die 4de, 5de bolletjie op daai kol, so hulle gaan moet begin inkom nou. Okay, ek kom terug sodra die eerste vis aan is. 3:30 in, nog nie byt nie. I like it nothing. Ek hou niks daarvan nie. Dit is my eskuld. Dit is nie georganiseerd nie, was nie gereed nie. Het dit nie die reg benader nie. Ek het nie geplan nie, ek weet nie hoe diep is dit nie. Ek het eintlik nie 'n idee nie, ek is 'n bietjie blind. So ek het nou so op my gut 'n 45 en 'n 55 begin. En dis waar ek op die oomblik is. Ek het begin met maggots. Op die vlakker ene en op die dieper ene 'n floatie met 'n deegie. So ek dink 'n mens moet daai dieper ene, op die 55, gaan ek nou net bietjie stadiger hengel. Om so elke 10-15 minute ruil vir 'n begin. En die nader ene, 45, sal ek 'n bietjie vinniger draai. Kyk waar wat begin gebeur. En dan 'n besluit maak. Okay, julle. Jammer vir die chaos, vir 'n start. Gou kyk wat daar. Hierdie ene. Op die 45. Is ook belangrik om hier veral
seker te maak dat jy nie afgehardloop word nie. Want hulle is geneig om redelik hard te val. OK, ek is nou terug. Sal iets gebeur. Nou ja, die eerste byt gehad, net toe ek sê, kamera afsit. Toe sê ek, okay, ons kom terug as ons vis het. Die byt. Nie baie groot nie. Die gehardloop. Maar dit nie. Nie so beklei lê teen die kant. Hy kom vinnig tot hier so by jou en sy vol stories. Nie so klein. Nie so klein. Kom, klein Marie. Ja, dat is daar. Die kolle aangekom. Daar, kyk die ook my nou. Ok. Ek het countertjies, so daar sien. Linkerkantste stok is die bloue, regterkantste stok is die rooie, dieper lyn. So, ek hoop dat ek so kan hê dat die een stok bietjie stadiger is met groter vis. Stok vinniger en kleiner. Twee maggots. Baie makliker. Veral as jy reën verwag, is klaar in die water. En die dolfyn sal op sy derde vis. Jy moet stadig daar op die punt, maat. Wil jy help om trek met jou latte pen? Yes. Jy moet nou nie uitbrand voor 10 uur nie. Sê. Dink akkuraat engel gaan die facility verskommel. Dis maar die mooiste moddervis. Ek kan van hulle gekry. Die dag kan dit 'n mooi verskil maak. So 4 minute gelê. Ek met 'n 30 gram flatbed feeder. Dan weet jy daai feeder, blou feedertjies nodig. Is jy alright? Kan hulle gou vir jou bring?
Nou, ons sal sien hoe verloop die dag, maar dit lyk asof die maar die is nie vreeslik wegvlieg nie. Jy nie nou hardloop van die begin af nie. So jy het tyd. My eerste paar draaie. Ek begin eers beklei hier voor jou. Okay, so die microfoon was nie aan nie. So dit wat julle op die kamera gehoor het is al, ek het nou nie te hard gepraat nie. Maar, net om te recap. Eerste Marie is in. Hy het so 4 minute gebyt, maggots. En gewone voer. 'n bietjie wit mieliereis in die voer. En is op die 45 meter. Ek het 'n klompie voer daar gooi. Ook net so 5 of 6 cages en hulle het soveel voer in. Eintlik nie cages nie, is 'n flat feeder. Soos maar soos pop gooi. Presies dieselfde. En ek hang op die oomblik met so 3 of 4 maggots op die hoek. Ek het 'n paar dooie maggots. Was eintlik nogal moeilik om maggots in die hande te kry. Okay, 13 minute vir die diepstok. En dis dalk genoeg. Maar daar is ook nog net 2 keer gegooi, so daar is nie veel voer daar nie. Vervang die diepe. Er is nog so 3 maggots op die hoek, so sit net 'n fluit hier voor en 'n aardoekie deegie agter. So. Dus gaan nou 'n bietjie die Hypro pellets hengel vandag om te kyk of daai groter vis na agter op daai pellets kan inkom. - 55 meter. Belangrik om akkuraat te wees. Sien elke keer as die kamera rol is aan nie byt nie. Dis 5 minute is tyd.
Maddie. 45. En ek vra my op die WhatsApp wat het ek gevang. Oké, tyd om weer te gooi. Ek kom nou net terug. As hulle byt. Oké, hou so lank daai dop. Maar net gou seker maak hierin is reg ingehaak. Ook op 45. 15. 20. 20. 30. 35. 5 minute. Oké, het iets gebeur, julle? Jy het niks gesê nie. So. Kom ons die lyn so slap. Ek dink is belangrik om vir vanmiddag 'n bietjie insurance in te kry. So ek gaan 'n paar bolletjies gooi op 35 meter. En so groot feeder gebruik. So 'n spring om 'n paar groot bolle sit. Net op 35. En sit net as kyk as hulle dalk inkom. Dalk net belangrik. So, wat ek nou gaan doen, gaan hom gereed kry. Gaan so bol laai elke keer. En dan elke keer as ek hierin uithaal, 'n groot bom. O nee, moet hom seker eers op 35 inhak. Seker om net inhak.
Okay. Lekker groot bol. So daar sê, nou sit ek hom net neer en ek hou hom gereed. As ek nou hierdie ander stok ruil, dan kan ek hom gou gooi. Nou op feeder mag jy dit nie doen nie. Jy mag nie so 'n bol in 'n regtige feeder kompetisie, maar hier is 'n Promania. So dis papgorels. So dis heeltemal oukei dat ek 'n opgemaakte strop of bol gereed het. So, daar sien. Maar terwyl ek hom opmaak, vat ek gou hierin en ek kan hom gooi. Okay, so ek kan maar so lank daar lê en afgaan terwyl ek hierin opmaak. Okay, nou is hy gereed. En koolhengel is belangrik. So, nou kom ons gooi weer. Maak hierdie ouetjie so, met die pellets binne. Daai dieper lyn begin. Seker maak, ek kry 'n bietjie kos daar wat. En hopelik 'n verskil gaan maak. Ek nou maar aan met hierdie floutie deegie storieetjie. Net om seker te maak ek het bietjie substance. Ek sit 'n kleinerige deegie aan, gaan nou vir julle wys. Kleinerige deegie floutie voor en 'n paar maggots ook. So 3 maggots. So lyk. Bly nog die paint by sit. Ek net die hele tyd. Daar's 'n byt. Net gou hierin gooi. Ek hoop ek het hom nog gemis. Jy het die byt gesien. Ek hang hulle bables ook, so dis baie moontlik dat hy het hom gevat. Lyk tog of daar iets is. Ja.
Die ding met hierdie marries, hulle kom redelik vinnig tot hier by die kant. Hier by die kant kom beklei hy soos 'n mal. Jy kan hom maar redelik trek tot hier so. Ons kyk. Kyk hier so, mal gaan hy. Kyk hoe mal gaan hy. Ja, come on. Yes. Hulle gaan absoluut mal en dis waar jy hulle verloor. Jo. Jou drop moet presies reg wees. So jy moet een keer skep en klaar skep. Hierdie as hy eers so maak. Ons het nou net vir verloor. As hy. Wat sê jy? Maggots. Oké, 2 visies. ...45 meter. Julle wys hoe lyk dit? Ek sit eerste skien so. Dan ek die volgende ene. Bietjie paint. Dan binne-in bo-oor. ...45 meter. Rudolf vang die karpe nou. Mooi Rolf. Oké, hou julle gou dop. Ek gaan gou daar na 'n annetjie toe vir 'n paar feeders vat. Ek skree as al buite is nie. Ek ging om met hierdie, maar ek ging om met die 30 gram. Jy kan paint op die bol. Ek het dit ook. Ja, so reg. Ek sit hom binne-in. So ek sit eers die ene op, dan sit ek my bietjie paint en dan sit ek my maggots in. Maak ek hom toe. Gooi ek hom. Okay. Wat is die afstand as jy? 45. My 55 maak niks. Oké. Kom maar man, vang hulle. Voer hulle. Hy Rudolf maak ons dood daai kant. Hy is al op sy 4de, 5de vis. Oké, wat gebeur julle? Is hier 'n byt? Is hier 'n byt? Oké, ek moet seker nog 'n bol aan opsit. Dan kan hy 35 net ordentlik voer. Vir later vanmiddag, nie vir nou nie. Vir eers en ons op hy 45. Lyk of die vis bietjie dieper is, maar hy 55 maak niks op die oomblik.
Net mooi niks. Oké, kom terug sodra daar iets gebeur. Oké, kom ek gee 'n bietjie terugvoer. Dis tyd vir ontbyt. So, wat het sover gebeur? Rudolf het 'n klompie mooi vis gevang. Rudolf, hoeveel het jy nou? 6 Hoeveel is karpe? Okay, so Rudolf het 4 karpe en 2 marries. Annetjie het, sy is nou besig met haar tweede karp. Hoeveel marries het jy, Miskan? 4. Hy het 4 marries en sy is nou besig met haar tweede karp. Ek het 7 marries. Ja, sy het ook 6 vis. 7. Maar ek het ook een hiervoor as ek 'n manier probeer kry wat ek hulle vinniger inkry en vinniger kan skep, want as hulle eers hiervoor so rondswem is hulle mal. Toe probeer ek hulle 'n bietjie harder trek. En ek maak hom so bietjie los, maar nie heeltemal nie. En toe hy voorkom, so het een van die dik marries. Toeps, af is my hoeklyn. So toe ek hom nou verloor. Maar verder het ek 7 vis. Op die 45 meter het ek 6 vis. En die 55 het ek nie 'n byt gekry nie. Ek het hom 'n paar keer gegooi. Die hele daai 35 wat ek toe gevoer het, besluit toe ek vat my ander 12 voet stok en ek begin daai 35 meter hengel. Ek het nog net so 2 of 3 gooie gegooi, maar in elk geval op die tweede gooi toe vang ek 'n dik marrie, mooi grootte op die 35 meter. So dis waar ek op hierdie stadium is. Hengel daai 45 en 35. Is asof die 45 is nie baie vinnig nie. 6-7 minute en so aan. Maar ek bly hom maar gooi. Ek probeer hom nie te lank te los nie, anderster dink ek gaan jy hulle laat weggaan. Maar die 35 hoop ek gaan nou begin inkom. Annetjie vang mooi karpe. Jo. 'n Karp, Lavie? Ja. Maar haar een stok is dieper. Ek weet nie, seker so 60 of 70 meter. Maar so wat dieper en daar vang sy die karpe. Ek gaan regtig hard gaan om die muddy kolle aan die gang te kry. Dat ek 2 kolle het nader. Ek dink is belangriker om getalle te kry as om gewig te kry. En hierdie karpe is nie so groot nie. Dit is maar so 2 kilos. Waar die muddies tussen 1 en 1,5 kilos is. So, en dit vat lank, karpstok lê 15-20 minute. En hy hardloop en hy vat lank om in te bring. So ek gaan beslis eerder die muddies teiken. So, hou gou daai net op terwyl ek die ander in ruil. Kyk wat daar gebeur.
belangrik om akkuraat te gooi. Ek probeer baie akkuraat hengel, nie te dwarswind. So, ek moet gooi hom redelik hard in die klip. Elke keer as ek hom neersit, is dan net so van die klip af, dan net te draai op die katrol. Elke keer presies dieselfde. Dis nou vir my nogal belangrik. Met 35 lê nou 6 minute. Dink is te lank. Ons gaan hom uit. Kijk, check daai in die meantime. O, daar is die byt. Daar is die byt. Hy ding het ook net julle gesien, as hy so trek, as hy om 1 duim trek, dan weet hy is aan. Nie eens nodig om te los dat hy met hardloop nie. As hy om 'n duim of 2 trek, dit laat sy mond. Ken hulle nommer 10 Kaizen Babelus hoek, 3 maggots op die hoek, baie vinniger om hom uit te haak, as hy nou nie net is, kyk hier so beklei hulle. Yes. Ek probeer om hulle te skep voordat hulle so vreeslik begin beklei. Ek weet maklik. Hulle is so vinnig as hy die net sien. As hy sy kop ook in die water kan hou, en die kans om te skep. Bietjie kleiner. Maar is oké. Is 'n Bromania, soos 10 punte. 10 punte per vis is wat belangrik is. Kyk daar, sit daai Kaizenhoekie binne in sy mond. Kyk. En dis 'n Babelus hoekie. Geen nie om kleiner visjes te vang nie. Dis oké. Nog iets anders ook gedoen. Ek gaan nou vir julle wys. Op die 45 meter lyn. Genade. Die ding nou so vas. Wat so 'n paar pytjies. Gooi ek dit daarin. Waar die asie is. En die pytjies sit ek net 'n bietjie FX en paint. Leer dit net aan, dat hy net daai lekker geur het. Dan sit ek FX oor. Alles eintlik Black Widow, FX en Duilstryd. Nou gooi ek hom nou 2 meter regs van die kol, dis nou onnodig.